Eerste woord in die Bybel is wat? In die begin. In die begin. Ja. In Johannes, is die eerste woorde. In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was. Nou as hulle sê, in die begin, sê dieselfde ding? Ja. So hoe kan ons dan sê, daar is nie Jesus in die Ou Testament? Het jy nie so gesê? Jy moet bietjie TV kyk en nou ons op die TV sê, daar is nie Jesus in die Ou Testament. Die woord was nog altyd daar. 26. Let us make man in our image. Wie's as? Vader, Ja, maar wie? Hy sê, let us. Ja, Vader, Seun en Jesus, Son and the Holy Spirit. Dis Am Elohim. I right? Ja. Yes. Oh, So hulle ken nie hulle Bybel nie. Wie? Die ou Die mense wat sê, daar is nie Jesus in. En ek kan hulle glad nie verkwalik nie. Ek het al gegaan vir disipelskap, toe ek gedog Jesus het eers gekom, toe hy gebore is. Ja, is dit nie Maar maklik dis om dit te geleerdes, hulle is professors. Ja, maar ek was nie professor nie. Ek het geglo Jesus het begin toe hy gebore is. En dit staan nie. In my mind is dis waar Jesus vandaan kom. Maar hy is van die begin. In die begin. Ja, in die begin. In die begin. Maar is hy daar? Is hy daar? Amen. Tot aan die einde sal hy daar wees. Ja. Glo ons dit? Ja. Right. In Hebreërs, hoofstuk 11. Waaroor lees ons nou dan? Oor die ouens van geloof. Oor ouens van geloof. Kan ek maar lees? Of wil julle ook daar kom? Ons sal ook. Maar ek weet ek kan nie. Van, sorry, 11. Hebreërs 11. 11. 11 vers 11. 11 vers 11. Nee, 11. Ons is nog by die hoofstuk. Ja. Ons slaan die boek uitgesort, dis Hebreërs. Hoofstuk is 11. Nou kom ons by die vers 1. Soos daar. Ja. Dit sê daar sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge Wat is hoop? wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Ja. Verstaan ons dit? Ja. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Dan gaan hy aan en dan praat hy van al hierdie groot manne. Hy het dit gedoen in geloof. Hy het dit gedoen in geloof. Hy het dit gedoen in geloof. Sy het dit gedoen in geloof. En dan noem hy al hierdie manne. Dan stop hy by 'n klomp want hy sê dan hier in vers deur die geloof het Jagab die Jood nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat ek nog meer wil sê, met ander woorde, daar is nog so baie mense wat ek oor meer wil praat, want die tyd sal my ontbreek. Ons sal nie tyd hê om dit te kan doen nie. En dan praat hy van Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid, Samuel en al die ou profete. Onder andere praat hy van Samson. Wie is Samson? Sterkste man. Gesels ek oor. Samson is die sterkste man en hy steek Delilah verplet. Samson, die sterkste man. Ek dink dat dit was Hercules. Was dit toe nie Hercules nie? Nee, die Bybel. Verwys Samson dalk miskien na Jesus? Ja. Alles verwys na Jesus. Alles verwys na Jesus. Maar hoe? Wie was sy ma? Job. Hy is gebore, die Engelse sê, hy was 'n miracle baby. Want sy moeder skoot was toe. En toe hy gebore is, wie sê nog so, wie is nog 'n miracle baby? Johannes. Jesus. Sy ma het hom 'n belofte in ore omgesweep as 'n rede. Wat was Jesus? 'n Nasareër. Wie het hom gemaak? Die Jode.
Die Sanhedrins en die Fariseërs. Wie het hom verlei? Delilah. Sy het hom uitverkoop vir silwer muntstukke. Wat het hy gedoen die elke keer as hy dit gedoen het? Hy het losgekom en haar vergewe, want hy was weer daar. Is julle met my, catch julle die terug? En toe hy uiteindelik oorgegee is aan die Fariseërs. Hoe het hy gesterf? Weet hulle. Hy die tempel, hulle Met hom hande Weet so. hulle gesê. Met hom hande so. Ja. Hoe gaan hy? Wat het gebeur? Die tempel het gebreek. Hoe gaan hy? Is julle met my nog? Hoe Jesus gesterf? so. Wat het gebeur in die tempel? Die tempel het voor hom so uitgeskeer. Oh, kan ons nou sien? Hulle is dieselfde. Ja, dis 'n verwysing. Hoekom het hy gesterf? Hulle sê het self nog gebeur. Nee. Hy het homself opgeoffer. Sodat daardie groot koppe wat daar bo sit, kon sterf. Die owerstes, die oppression, depression, al die swaar name, het hy laat sterf. Wat het Jesus gedoen? Dieselfde. Hy het homself oorgegee. En al daardie dinge het gesterf saam met hom. Al jou siektes, al jou probleme, Ja. alles saam met hom gesterf. Is dit nie kwaai nie? Ag nee, julle lyk niks uit te doen. Awesome. Maar kom ons draai maar weer. Kan jy agterkom wie is jy? Jy is Delilah. Ja. Ja. Nie Ek meer, en jy is Delilah. nie meer, ek stem saam. Nie Ja. meer. Want elke keer wat ons gefaal het Jesus gekom en ons weer teruggevat. Hy doen dit nog steeds. Nee, daar is niemand wat perfek is. Enigste een wat perfek was Adam. Maar hy het ook geval. Ja. So behalwe Jesus is niemand perfek. Dis waar. Amen. Niemand is goed behalwe. En wat doen God deur al hierdie dinge? Weet jy wat hy ons doen? Hy persoon ons. In Psalm 23 sê hy, net goedheid en guns sal my Oh, volg. al die dae. Goedheid en guns is die Here. Wat sal hy doen? My Volg. In die oorspronklike taal beteken dit, hy wil, hy jaag my na. Hy volg jy nie, hy jaag my na. Hy persoon jou. Hoe persoon jy iemand? Jy probeer hom inhaal. Weet jy wat hy jou inhaal, wat doen hy nou? ag gee vir Hy encapsulate jou, hy neem jou gevangen. As jy jou gevangen neem, is jy wat? 'n kind nou, is jy nou sy kind. Weet jy, as hy jou ingehaal het, dan vertroetel hy. Hy het jou lief. Weet jy, daar skape, daai storie het ons gekyk het, wat in 'n gat spring, en dan almal agter hom in dieselfde gat spring. Die herder vat hom dan in die breek sy been, dat hy dit nie meer kan doen. Maar dan tel hy op. En hy gooi hom op sy skouers en hy dra hom, tot hy gesond is. In daardie tyd wat hy hom dra en hy gesond is, voer hy hom, hy vat hom na die water toe, hy maak sy been gesond, en ontwikkel 'n verhouding. Weet jy, stikkend gewees. En die Here het jou persoon. Maar toe jy gekry het, begin hy jou verbind. En hy sorg vir jou, en hy voer jou. En hy dra jou. En jy groei in 'n verhouding. Stem ons aan? In Lukas 5, as jy notaatjies maak, as jy wil stuur vanmôre. In Lukas 15 vers 4 tot sê hy, dis die verlore skaap. 99. Hy sê die herder los 99, want hulle weet is. En hy gaan soek een. Ja. Is dit nie awesome nie? Ja.
By die wêreld sê ons kyk vir die menigtes man, Yes. maar as een verlore is, dan vat die herder tyd uit om hom te gaan kry. En weet jy wat hy verlore skaapie se naam? Hy het 'n naam. Ati, Denise, Ian, Dion. Ja. En weet jy wat, hy gaan nie terug as jy nie gekry het nie. Ja, Ja. amen. Hy pursue jou tot hy jou het. Dan bring hy jou terug waar jy hoort. In die fees. In die Awesome. Is nie awesome dat die Here nog steeds bemoeienis het met ons vandag nie? En Nog steeds vandag. Hè? Hy het bemoeienis met ons. Amen. 1 Johannes 4:19 sê. Kan ek dit vir julle lees in Engels? We love because he first loved us. Amen. Amen. Net volgens. Met ander woorde, jy pursue. Toe het hy jou begin lief kry. En hy het jou lief gehad, hy het jou liefde gewys. Jy moes net oor sy nek gaan. Jy kon nie anders as om sy liefde te voel en te sien en sy hartklop te hoor nie. Weet jy wat as hy neersit, wat doen hy skaap? Hy is 'n goeie skaapie dan. Loop agter man. Hy volg hom blindelings. Want die Psalm sê, u stok en u staf die vertroos my. Die staf, hy trek jou bietjie nader. Sy stok, elke herder het 'n manier dat hy sy stok so gestamp het. Die skape kyk nie op nie. As hulle daai stok oor stamp, dan weet hulle is hulle herder aan 'n volk. Hulle tel nie hulle kop op. Ek het al dit vooruit gewys. As ons ry daar, ons gery op die plaaspaai, is 'n trop skape. Jy moet gaan stil staan met jou kar, want hulle draai nie die pad uit nie. Hoekom? Want hulle koppe is almal op die grond, hulle kyk nie waar hulle loop nie, hulle loop net agter mekaar. Die voorste wat by die kar kan sê, ops, en dan gaan hy so om. Een agter hom roep, dan gaan hulle so om. Maar hulle kan nie van 'n afstand af sien, daar's 'n probleem nie, want hulle is net hier, kop op die grond. Hoekom? Want hulle vertrou Ja. die stok en die staf wat hulle vertroos. Revelations 3:9 sê, Ek staan by die Here. sê ek staan by jou deur en klop. As jy die deur oopmaak, dan sal ek inkom en dan Met jou maaltyd hou. hy sal met jou maaltyd hou. En dan wat is maaltyd? Dis bou aan verhouding. Alles vir die Here is bou aan ons verhouding. Psalm 139 sê, dit maak nie saak, ek paraphrase, dit maak nie saak waar jy gaan nie. Hoe hoog jy gaan, hoe ver links en regs, hoe diep jy gaan nie, hy sal jou vind. Amen. Hy sal jou vind. Jy kan nie vir die Here, 39. Psalm 139 vers 7-10. Jy kan nie die Here escape. David sê, al gaan ek op na die hoogte. Ja, U is al daar en dan gaan ek gaan nie na die dieptes toe. Hy is my daar. Want hy gaan jou kry. Hoekom? Because he likes you. He loves. Hy wil met jou gemeenskap hê. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Jeremia 31 vers 3 sê wat? Engels sê, I have loved you with an everlasting love. Jesus. Hy Ewige gee nie om wat jy doen, wat jy gedoen het nie. Sy liefde vir jou is Wat ek kan nêrens heen gaan. So is hy pursue vir jou. Weet jy hoekom? Want God is aktief, besig om jou te pursue. Ja. Al voel dit nie vir jou so nie. Hy pursue jou. Dit maak nie saak wie is en waar jy is in jou lewe nie. God is besig om jou te pursue. In die meeste plekke as ons hoor van pursuit, agtervolging, is dit die regte Afrikaans. Ja. Ek is aan polisie skryf. Ons is bang vir ons pursuers, want wanneer hulle ons kry, wil hulle ons toesluit hoor. Né? Die polisie pursue moes suspects. Guilty or not, hulle pursue. Maar die verskil is, God agtervolg jou uit liefde uit. Uit liefde uit. Want sy liefde is unconditional. Ja, loop alles, bedek alles. Johannes 3 vers 16.
Want sy lief het God die wêreld. Want so lief het God die wêreld gehad. Wie het hy so lief gehad? My lees. Koninkryk bediening. Die mense wat slim en goed is. Die mense wat halleluja sê. Nee, die boemelaar in die straat. Die hindu, die moslim. Sodat niemand verlore mag gaan. Dis hoe hy persoon. Nie die witbroodjies nie. Almal, as jy asemhaal, persoon jy. Want sy liefde het nie einde. Amen. Weet hy persoon jou, dat het hom sy beste gekos het, hy het sy seun vir jou gegee. En nog steeds probeer ons weghardloop. Uit skaamte uit partykeer. Maar weet jy wat, hy gaan jou vang. En hy gaan jou nader trek. Want hy wil in 'n verhouding met jou wees. In die begin, glo ek, het God sy seun uitgestort oor Adam en Eva. Ai, sy sê, hulle sien. Die doen hulle iets. Kan ek jou gou sonnaarskool lesie gee daarop? Ja. Is jy reg vir sonnaarskool? Annie, hou jy van sonnaarskool? Is jy kwaai? Nou kan jy help my gou. Voor ek probeer help. Nie mag ons nie sê. Jy mag nie sê. Dis nie kwaad nie. Hier is die wêreld. Hier is God se seun. God se liefde. Hier is God. Check het oor die wêreld. Nie sê dit ook nie. Sê trots op jy dat my vanaf toe. Ek wil nie gehad jy met God se liefde uitstort op ons huis. Maar die wêreld kan dit nie contain nie. Dis kom ek moet hou by. Die wêreld kan nie God se liefde contain. Maar ek en jy is gemaak om dit te contain. Ja. Is dit nie awesome nie? Die wêreld kan nie sy liefde contain. Maar ek en jy kan sy liefde contain. Hey. Adam. Dis kamera. Adam ontvang. En hy contain God se liefde en alles. Bevat sy liefde. Hy ontvang dit. Maar wat het Adam gedoen? Hy het gesondig. Nou is hy vol van God se liefde, maar hy kan dit nie contain nie. Sien jy? Dit kom in. En God hou nie op om liefde hê nie, want ons sê sy woord sê, sy liefde ken geen einde nie. Daar is ook nie conditions aan sy liefde nie. Maar ons contain dit nie. Met ander woorde, daar is dinge in ons verhouding wat nie tot volheid kom nie. Want ons bly verloor. En hy weet, hy is awesome. Hy bly pour out his life. Overvul. Maar dit is contain. Hy word leer. Maar wat het ek julle nou gesê? Hy het my lief met 'n ewigheid. Hy het ons lief met ewige liefde. Hy het sy seun gestuur. Hy het sy seun gestuur. Seun is klaar, dat kom nie te tappe. Nou gaan ek mors. En hy het jou persoon. Dat ek maar nie mors. Hy het jou persoon. Piepop. En toe jou kry, het hy jou omvou. En hy is in jou. Guess what? Dan kan jy dit doen. Die volheid van Christus, kan jy wat doen? Alles. Contain jy weer. Is jy met my? Wat het jy nodig? Sy liefde. Sy omvattende liefde. Help jou, dat jy nie meer so is.
Want hy het jou persoon en toe hy jou vang. Maak hy jou heel. Wie preek man, ek hoef nie. Ek moet vir jou sê, dan weet jy hoe om dit te sien. Toe maak hy ons heel. En hy sit ons in daardie stadium van fontein. Ons kan nou fontein. En dit is hoe ons verhouding gaan. Hy gee nie om. As jy hom 30 keer verloon en 'n muntstuk uitverkoop het nie en jou naam is Delilah, wanneer hy gekom het en het jou fontein, dan is jy heel. Dit beteken op die kruis het hy gesterf sodat jy kan heel wees. Amen. Dankie. Op die kruis het hy gesterf sodat jou verhouding volkome kan wees. Sodat jy volkome kan wees. Amen. Staan saam met my. Vader, dankie. Dat ons nog steeds vandag hier omring en omvou kan word in die liefde. Sodat ons dit wat in ons plaas, Here, nie kan verloor. En ons dankie, Here, dat hierdie liefde het nie einde. Hierdie liefde het nie keer. En as ons net sal toelaat, Here, dat U ons ontvang, dan sal ons dit ervaar, Here. Amen. En dan sal ons oorloop, want ons sal dit nie verloor nie. Ons sal oorloop. En die wêreld om ons sal verander. As hulle van dit ontvang, dit wat uit ons uit oorloop, Here. Amen. Ons dankie daarvoor. Help ons, Vader, in hierdie week wat voor ons lê. Here, dat ons kan onderskei tussen die wêreld en tussen U. Amen. Here, dat ons sal toelaat dat U ons omvou en omsingel, sodat ons kan gevul word meer as wat ons nodig het, sodat ons oorloop van die goedheid. Amen. Dis wat ons beplan in hierdie jaar, om U toe te laat, Here, om ons te omring, om ons te ontvou, totdat ons oorloop, Here, sodat ons voetstappe kan druk van die vettigheid, dit wat U ons beloof het, Vader. En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Amen.